nou julle, hierdie gaan net 'n vinnige video wees om jou te wys hoe om jou sakrekenaar te gebruik om 'n grafiek te skets. Nou ja, ons gaan dit gebruik vir trigrafieke, maar natuurlik kan dit vir enige ander grafiek ook gebruik word. Eerstens, ek het nie 'n sakrekenaar om te wys nie, daarom het ek nou maar 'n prentjie op die skerm en ek gaan my rooi pen gebruik om vir julle te wys wat ek druk. Nou, 'n mens het 'n keuse as jy 'n tabel wil gebruik of jy net een funksie wil hê, dis f van x, en of jy 2 funksies wil hê. Nou natuurlik as jy 2 grafieke wil teken, dan is nommer 2 die beter opsie. Trouwens, ek hou my rekenaartjie altyd op die opsie met 2, want ek kan maklik daar verbykom wanneer ek net 1 funksie het. Ek gaan julle nou wys. So eerstens, dit stel 'n mens by die setup. Nou die setup is hier bo in oranje, wat beteken jy gaan sê shift en dan setup. Jy gaan 'n hele lang lys goed kry. Ek moes afgescroll het totdat ek tabel kry, of table, en dan onder table kry ek opsie 1 as ek net 1 funksie wil hê, of opsie 2 as ek 2 funksies wil hê. Nou goed, nou is dit opgestel en ek gaan my sakrekenaar so los. Wanneer ek nou 'n tabel vir 'n spesifieke funksie wil hê, dan gebruik ek mode. En mode is hier langs setup, so ek gaan nie weer shift druk nie, ek druk maar net hierdie mode knoppie daar, en dit gaan vir my gewoonlik 3 opsies gee. Ek kies dan table. Sodra jy table gekies het, by my was dit die 3de opsie, dis nie noodwendig so by jou rekenaartjie nie, maar jy kies dan die nommer waar table ook al staan, dan maak jou rekenaartjie oop en dit sê klaar, f van x is gelyk aan, en jy tik wat ook al die funksie is wat jy wil skets daarna in. So ek het nou hier gekies sin 2x, so ek het 2x ingedruk. Nou x is hier op die, daar's die x op die hakkie, en weer eens is hy oranje, so ek gaan druk alpha x. So hierdie enetjie daarbo gaan my shift in die hakkie wees, net die knoppie gaan die hakkie wees, en om die x te kry gaan dit wees alpha x. So ek gaan letterlik intik sin, soos maar altyd, sin, daai knoppie, dan maak die rekenaartjie 'n hakkie oop, dan sê ek 2 en ek gaan alpha x, en jy kan maar die hakkie toemaak en jy druk is gelyk aan. Sodra jy die is gelyk aan oop gedruk het, maak hy vir jou 'n tweede funksie gx oop. En as jy nie 'n tweede funksie het wat jy wil skets nie, dan gaan jy net en jy druk gelyk aan. En dan sal hy heeltemal vergeet van die tweede funksie. Goed, die volgende ding wat die rekenaartjie vir jou vra is start. Nou dit is waar jou definisieversameling begin. So wat ek nou hier gekies het, is dat ek wil begin by 0 grade en eindig by 360 grade. So jy kies dit nou maar na gelang van die grafiek wat jy wil skets. En dan die laaste ding, en elke keer as jy start, dan druk jy die 0 grade en is gelyk aan. En jy druk die 360 en is gelyk aan. Dan maak dit step oop. Nou step is nogal belangrik. Step sê vir my hoe ver die punte uitmekaar moet wees wat ek wil plot. Jy kan kyk hier op die regterkant van my skerm, het ek 'n antwoord gekry vir as ek hierdie indruk. So ek kan sien by 0 grade is dit 0, by 45 grade is dit 1, by 90 grade is dit 0,
kan jy sien, dit verskil 45 grade van mekaar. So, dit is omdat ek my step 45 grade gekies het. En dit hang van die grafiek af, hoe groot, hoe ver jy jou punte uit mekaar wil hê. Dan gaan jy nou, sodra jy hierdie tabel gekry het, daar wys net so 3 van hulle op die skerm gelyktydig, jy scroll maar net af met jou afpyltjie, en jy kry al die punte, en jy kan van daar af plot. So dit spaar nogal heel wat tyd, want ek hoef nou nie my rekenaartjie te vat en te sê, sin van 2 maal 0 is gelyk aan, en dan gee dit vir my 0, en dan sin 2 val 45 grade is 1, en so hierdie spaar baie tyd, want ek kry sommer direk 'n tabelletjie. Goed, dit is hoe ons 'n sakrekenaar gebruik om enige grafiek te skets.